Ek staan nou hier voor Kleinfontein, die Afrikaner kultuurdorp net so 20 km buite Pretoria, wat u sal weet in die nuus was 'n hele paar keer hierdie jaar al. In die eerste plek toe hulle onder aanval was deur die EFF, toe die EFF hierso optogte gehad het en betogings gehad het, en nou sien ons word daar beweringe in Netwerk 24 en 'n rapport geplaas dat hulle onder die mikroskoop geplaas is deur die munisipaliteit van Pretoria. Na bewering en rapport is die munisipaliteit van Pretoria uit daarop om Kleinfontein se huise te sloop. Nou in Kleinfontein bly daar nagenoeg 1300 mense en ongeveer 600 huise is hier opgerig. En die hoofrede wat aangevoer word deur die munisipaliteit, nie net nou nie, maar in vorige onder ons ook, is die feit dat Kleinfontein betaal nie hulle maatskaplike belasting nie, of hulle eiendomsbelasting nie, wat hulle veronderstel is om te betaal nie, en hulle maak nog steeds gebruik van die dienste van die munisipaliteit. Ons het 'n bietjie kom rondloop en kyk of dit so is, dat hulle wel van die munisipaliteit se dienste gebruik maak, want nadat ons met die bestuur van Kleinfontein gepraat het, het hulle vir ons ingelig dat hulle meer as 90% onafhanklik is van die munisipaliteit af en meerendeels hulle eie dienste verskaf, wat insluit water, sanitasie, elektrisiteit, vullisverwydering, sekuriteit ensovoorts. Hulle maak nie eers gebruik van die polisie tensy daar 'n arrestasie hier moet wees of hulle iemand hier gearresteer het en hulle die polisie moet ontbied om die persoon te kom oplaai nie. Verder is hulle totaal en al onafhanklik, sê hulle. Ons gaan 'n bietjie gaan kyk na die fasiliteite en vir u wys of hulle wel so onafhanklik is soos wat hulle sê, en dan gaan ons ook kyk na al die werksaamhede wat hulle hierso gebou het. Goeiedag, liewe vriende, dit is Willem Petzer wat praat. Onthou asseblief om op die subscribe knoppie te klik, sodat u meer video's soos hierdie in u eie belang kan sien. U kan gerus ook gratis op ons WhatsApp groepe aansluit om al die inligting te ontvang oor die video's wat ons maak, deur slegs die naam en van te stuur na hierdie nommer op die skerm, en dan wil ons u elkeen ook uitnooi, ook op hierdie nommer op die skerm kan u vir ons stuur om opgeteken te word vir ons betaalde lidmaatskap, deur net teken my op te stuur. Dit is die brood en die botter van ons media maatskappy, en vir 'n klein maandelikse bedrag kan u ekstra voordele kry, maar as u vir ons stuur, teken my op, dan bel ons u, en ons sal die res vir u verduidelik, die voordele wat u kry, sowel as die prysing en so aan ensovoorts. Die jongste herrie oor Kleinfontein, wat natuurlik groter hoofstroom bekendheid verwerf het na die EFF se proteste daar, spruit uit 'n artikel wat verlede week in 'n rapport geplaas is met die titel Tshwane Metro oorweeg sloping van onwettige huise in Kleinfontein. Dit kom nadat 'n voorlopige verslag waarskynlik op onregmatige wyse van die Stadsraad aan Netwerk 24 gelek is. Volgens die beweerde verslag is daar 17 sogenaamde onwettige nedersettings in Tshwane se vizier om gesloop te word, en rapport het gekies om te fokus op Kleinfontein. Na hierdie herrie het die MMC vir behuising, Aaron Maluleka, basies die teenoorgestelde gesê as die verslag, en alles totaal ontken en te kenne gegee dat hy oop is om saam met Kleinfontein te werk. Die vraag ontstaan egter, waarom is dit enigstens nodig dat Tshwane saam met Kleinfontein moet werk, as hulle al hul munisipale dienste self kan lewer? In hierdie video stel ons ondersoek in oor of hulle dit wel kan doen. Kleinfontein is 'n Afrikaner kultuurdorp, wat beteken dat daar slegs Afrikaners daar mag bly. Die dorp werk op 'n aandeleblok skema. Dit beteken dat enige iemand wat daar wil bly of eiendom koop, moet eers deur die raad goedgekeur word om 'n aandeel in die maatskappy te koop en verblyfreg te kry. Sodoende word daar seker gemaak dat die dorp blank en Afrikaans bly, beskerm onder artikel 235 van die Grondwet, die reg op vryheid van assosiasie sowel as selfbeskikking. Tans is daar sowat 600 huise in die dorp en nagenoeg 1400 mense bly daar. Kleinfontein is sedert hul ontstaan al onafhanklik van Pretoria, en later die Tshwane Metro. In die begin met die stigting in 1992 het hulle onder die grense van Ruiten geval, nie Pretoria nie. Dit is eers in 2011 wat die grense verskuif is en die dorp ook onder die Tshwane Metro se grense val. Kleinfontein is egter nooit van enige munisipaliteit af krag voorsien nie en het van die begin af 'n direkte lyn met Eskom gehad. Vandag wek Kleinfontein 40% van hulle eie krag op met hulle sonplaas en uitbreidings aan hulle eie kragopwekking word steeds aangewerk
om hierdie getal tot op 100% te groei. Hierso agter my is Kleinfontein se eie sonplaas of hulle eie kragsentrale waarmee hulle aan al 600 huise in hierdie dorp krag verskaf. Natuurlik word hierdie krag dan nou van die Kleinfontein koöperasie af verkoop aan die lede van die Kleinfontein koöperasie wat hierso in hulle huise bly teen dieselfde tariewe as wat Eskom krag aan hulle verkoop sou word. Hierdie krag word aan hulle voorsien sodat hulle onafhanklik kan wees van Eskom se krag en daarom nie hoef te afhanklik te wees van munisipale tariewe of die afwesigheid van dienste soos wat ons sien in die geval van byvoorbeeld load shedding nie. Verder was Kleinfontein ook nooit afhanklik van enige munisipale wateraanleg nie. Oor die afgelope 30 jaar het hulle hul eie wateraanleg wat uit die grond se eie fontein en boorgate voorsien is, so uitgebrei dat hulle nou self aan elke huishouding drinkwaterkwaliteit water in hul krane voorsien. Ek staan hierso voor Kleinfontein se wateraanleg. Hulle water kom van 'n standhoudende fontein sowel as 9 boorgate af en die fontein word dan van die groot damme af opgevang na hierdie aanleg hierso agter my toe en dan as 'n mens meer hierdie kant toe beweeg kan jy sien daarso is die watersuiweringsaanleg waarin die water gesuiwer word om seker te maak dat die water wat na die huise toe vloei drinkwaterkwaliteit water is. Geen munisipale water word aan die inwoners van Kleinfontein verskaf nie, wat dit baie interessant maak dat die munisipaliteit so aandring op die erfbelasting wat nie betaal word nie volgens hulle wat vir munisipale dienste veronderstel was om te gaan. Verder is daar ook nog nooit gebruik gemaak van munisipale rioolwerke nie. In die begin het Kleinfontein hulle eie rioolwerk met septiese tanks gedoen. Hierdie metode is egter duur en onvolhoubaar omdat die tanks leeggetap moet word en met vragmotors verwyder moet word. En ook onvolhoubaar omdat die water vergaan nadat dit in hierdie riool weggespoel is. Kleinfontein is op hierdie oomblik amper klaar met hulle eie rioolaanleg wat koste-effektiwiteit en volhoubaarheid sal verseker omdat dit sal veroorsaak dat die water wat gebruik word weer herwin kan word. Ek staan nou hierso voor Kleinfontein se eie rioolaanleg. Hierdie is nou die laaste legkaartstukkie in hierdie legkaart van totale onafhanklikheid van Pretoria se munisipaliteit. Hierdie rioolaanleg is 90% klaar gebou en is groot genoeg om Kleinfontein se huise almal te kan diens met riool en sanitasiewerke. Sodra hierdie rioolaanleg klaar gebou is en die rioolwerke deur Kleinfontein self gedoen kan word, is elke enkele diens wat die munisipaliteit lewer onder normale omstandighede in die stad van Pretoria soos ons aangewoond is, totaal en al self deur Kleinfontein gedoen. Verder doen Kleinfontein ook hulle eie vullisverwydering en hulle het hulle eie herwinningsaanleg, doen hulle eie brandbeheer en stormwaterbeheer. Uit wat ons gesien het, blyk dit dus dat Kleinfontein geen las op die Tshwane munisipaliteit is nie en om selfs na hulle te verwys as 'n onwettige nedersetting verregaande is. Die dorp Kleinfontein net buite Pretoria is in 1992 gestig deur die destydse boerevryheidsbeweging wat verbind was tot die ideaal van Afrikaner selfbeskikking. Hierdie Afrikaner kultuurdorp vind sy oorsprong in die herdenking van die 150ste jaar na die Groot Trek wat in 1988 op die plaas Kleinfontein plaasgevind het. Aanvanklik is 500 hektaar van die plaas uitgekoop en later is nog 360 hektaar van die historiese plaas Donkerhoek, waar die slag van Donkerhoek tydens die Anglo-Boereoorlog plaasgevind het, ook gekoop. Die dorpsgebied is dus net so onder die 900 hektaar in totaal, ongeveer 4 keer so groot soos die staat Monaco in Suid-Europa. Daar is wel net meer as 600 woonede in die dorp van ongeveer 1500 inwoners en die gemeenskap funksioneer nes groot dele van Orania as 'n aandeleblokmaatskappy waarin eiendom by wyse van aandele verteenwoordig word. Kleinfontein se fondasie is onbeskaamd Christelik en die dorp word gebou op die beginsel van volkseie arbeid. As 'n etiese Afrikaner gemeenskap in die hartland van die Afrikaner, die Pretoria omgewing, die ou Transvaal, staan Kleinfontein vandag nog sterk as 'n bastion van boere-Afrikaner selfbeskikking en 'n simbool van die volk se eeueoue republikeinse vryheidsideaal. Omdat Kleinfontein egter 'n eksklusiewe Afrikaner gemeenskap is wat suksesvol bedryf word, loop dit gedurig deur onder aanvalle van radikale linkse groeperinge in Suid-Afrika,
So was Kleinfontein onlangs in die vizier van beide die MK-party, sowel as die EFF, en het die EFF selfs 'n gewelddadige protesoptog by die dorp se ingang probeer hou. Tydens hierdie optog het die EFF-lede aggressiewe dade van vandalisme gepleeg sonder dat die owerhede enigsins teen hulle opgetree het. Een van die moontlike redes waarom Kleinfontein juis nou in 2025 soveel negatiewe aandag kry, het moontlik te maak met die ontsettende groeipotensiaal wat hierdie dorp het. Tans woon daar slegs 174 mense per vierkante kilometer in Kleinfontein. In Gauteng as 'n geheel is die bevolkingsdigtheid van 785 mense per vierkante kilometer ongeveer 5 keer meer. Waar daar volgens die 2011 sensus reeds 45% blanke Afrikaners in die groter Pretoria gebied gewoon het, aldus 1.26 miljoen uit 2.8 miljoen mense, gaan hierdie syfer na verwagting teen 2031 met 'n verdere 14% toeneem na byna 1.4 miljoen. Die feit dat meer as die helfte van die totale Afrikanervolk in Suid-Afrika in die Pretoria-omgewing woon en werk, en dat een van die vinnig groeiendste Afrikaner-populasies in Suid-Afrika is, beteken natuurlik ook ontsettende moontlikhede vir groei in Kleinfontein self, ook binne hierdie huidige dorpsgebied en sonder dat enige ander plase uitgekoop hoef te word. Vir linkse partye soos die EFF dien Kleinfontein dus ook as 'n simbool van die demografiese konsentrasie van blanke Afrikaners in die Pretoria-omgewing en veral in Pretoria Oos en die oostelike buitewyke van die stad. Hierdie demografiese konsentrasie van Afrikaners hou op sigself natuurlik vir die pan-Afrikaniste wat uiteindelik wil sien dat blankes heeltemal uit die land verwyder word, 'n wesenlike bedreiging in. Dit is al manier om sin te maak van die feit dat die EFF mense vir honderde kilometers met 'n bus sal aanry net om die dorp se ingang te gaan vervuil en vandaliseer. 'n Ander moontlikheid is natuurlik jaloesie oor die feit dat Kleinfontein so goed funksioneer ten spyte van die feit dat hulle geen hulp van die staat of die munisipaliteit kry nie. 'n Aanval op Kleinfontein, alhoewel dit slegs 'n klein dorpie met 1500 inwoners buite Pretoria is, kom in wese eintlik neer op 'n aanval op die Afrikanervolk as 'n geheel. Meer nog, die huidige aanslag op Kleinfontein is in wese 'n aanslag op 'n westerse nedersetting op die buiterande van die westerse beskawing. Dit is daarom van wesenlike belang vir vryheidsgesinde Afrikaners, maar ook vir almal wat beskawing en vooruitgang in Suid-Afrika wil sien, om op te staan vir Kleinfontein. Baie dankie vir elkeen wat gekyk het. As jy met ons werk aanklank vind, is dit deurslaggewend om ons te ondersteun om aan te gaan met ons werk en dat jy aansluit by die Willem Petzer groep. Vir meer inligting, WhatsApp asseblief, teken my op na die nommer op die skerm en ons kom terug na u. Totsiens en God seën.